Baie goeiemôre. Kom ons begin weer met 'n storie. 'n Klomp jare terug is ek by twee gemeentes betrokke waar die twee gemeentes bymekaar moet kom. Een gemeente het nie meer 'n dominee nie, die tree af. Die ander gemeente het 'n dominee wat nog so 5 jaar of wat oor het. Ideale situasie vir hierdie twee gemeentes wat so minder as 100 lidmate elk is om saam met mekaar te werk. Nou het ons vergadering na vergadering en die gesels gaan so in die ronde, ons kom nie tot op 'n punt nie. En een aand in die vergadering sê ek vir die twee dominees, laat julle huis toe gaan pastorie toe daar langs die kerk, gaan drink koffie. Nou het ek die manne alleen daar, nou vra ek vir hulle, wat gaan met julle aan? Ek sê vir die skribas, moenie eens notuleer nie. Wat gaan aan? Julle praat, maar ons kom nie tot op 'n punt nie. So kom ons maak ons sit daar by die veilingskraan, ons praat nou eerlik met mekaar. Wat gaan nie aan? Nou is hulle so huiwerig en die een sê, ons wil met die ander gemeente saamwerk, maar ons hou nie van daai gemeente se dominee nie. En nou, so dan gaan dit nou nie werk nie. Maar hoe moet ek dit nou vir die dominee gaan sê? So wat ek te doen is, ek sê vir die dominee, hulle soek 'n dominee soos die een wat aftree en jy's nie soos hy nie. Dis naby genoeg, nê? Wat dan? Maar toe het ek en die dominee 'n fenominale gesprek daarna. Dis die storie wat ek wil bykom vanmôre. 'n Storie wat sê, hoe kry 'n dominee dit om elke Sondag die beste moontlike preek te kan preek? En dis nogal iets om baie mooi oor na te dink. En ek dink jy kan nie anders as om te begin deur te sê, jy moet op 'n manier besig wees om te sê dat hierdie boodskap is 'n boodskap wat jy glo die Here vir hierdie gemeente vanmôre het. Jy kan met 'n klomp goed nog aangaan rondom jou tyd vir voorbereiding. Rondom net dat jy Sondagoggend nie doodmoeg is omdat jy gisterand 1 uur eers gaan slaap het dalk en te laat gekuier het nie. Tot net dood eenvoudig gespanne of ontspanne te wees. 'n Klomp goed wat saamwerk na 'n boodskap toe vanoggend. En dan is jy nog by die ding van 'n boodskap kan by een gemeente uitstekend werk. En by 'n ander gemeente is dit half nee. Dikwels op 'n Sondag gebeur dit dat dieselfde boodskap vir party ouens sê hierdie preek was net vir my. Hierdie preek het nou met my gepraat. En 'n ander een sal sê, dominee, jy moet 'n bietjie werk in jou prediking. Jy moet dit 'n bietjie beter doen. Dit het nou vir my niks gesê nie. So vanmôre, die hele verhaal van Paulus, Saulus, wat Paulus geword het, daai hele stuk verhaal waarmee ons gaan besig wees. Mag dit vir jou dan nou 'n goeie preek wees. Hoe loop dit? Hoe loop dit? Glad. Mooi. Goeiemôre. Goeiemôre. Ek dink jy kry koud vanmôre. Nee, jy kry nie koud nie. Want jy's warm aangetrek. Mooi. Mooi. Goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? Mooi. Julle almal. Fantasties, daai ouens wat voor daarbo vroeg begin. Julle snap dit hoor. Nou hoor jy, julle moet nou eers sit, nê. Want lyk vir my julle staan my toe. Ek weet nie hoe kry julle dit reg nie, maar julle staan my toe dat hulle my nie kan sien nie. Nee. So. Nou dit is 'n ding. Okay, julle sal so moet staan. Sussie, jy gaan net ou vir my net 'n paadjie moet maak daar, hoor. Want ek gaan so deur wil loop soontoe dat ek nou nie boer jou klim en dalk val nie. Dit sal 'n fout afgee. Ek het 'n moeilike vraag vanmôre eerste. Sê vir my, wat beteken die woord bekering? Weet julle? Jy het iets verkeerd gedoen. Ek dink dis nogal iets. Jy's op die verkeerde pad, in die verkeerde rigting. OK, wie wil nog try? Dis 'n moeilike een, hè. Toe ek voorberei, toe lees ek dat een van die ouens skryf en sê, ons moenie dink as dominees dat lidmate met bekering dieselfde verstaan as wat ons dalk bedoel nie. Dis betekenisvol as die woord bekering vir kinders
al vreemd is. Dat hulle dit nie kan verduidelik nie. So, julle weet wat is die army, die weermag. OK, wat doen hulle in die army as hulle so maak? Hulle marcheer, nee, pragtig. Jy verstaan. So, in die army, as jy nou hier so staan, sit jy so vir my. Ek wil so 'n bekkie hê daar waar ek kan loop. So ek hoop nie iemand was 'n sammajoor in die weermag dat hulle my nou dophou nie, hoor. Want die sammajoor was die een vir jou gesê het hoe jy moet marcheer. So as jy marcheer jy in 'n rigting, né? Wat jy aangaan. En dan praat die sammajoor en dan sê hy omkeer. Wie van julle onthou dit? Ek dink 'n klomp van julle onthou dit van die weermag daar af, né? Hoe wil jy sê, jy moet dit ook onthou? Selfs al net op kadette, né? So bekering is om te sê jou lewe was op pad in een rigting. Die rigting, kyk ek loop weg van die kansel af, né? Die rigting is weg van die Here af, besig om nie te doen wat hy wil hê nie. En bekering is dan 'n omdraai om terug te kom na die Here toe en te doen wat hy van ons vra. OK, so dis die een manier. Nou in party mense se lewens sal hulle vir jou sê en vra dalk van pa en ma, ek hoop nie ek maak nou moeilikheid nie, oor hulle bekering. Want party mense se lewens gaan hulle vir jou sê op hierdie dag, hierdie datum, hierdie tyd het daai omkeer plaasgevind. Maar in ander mense se lewens gaan dit anders werk. Kyk wat gaan ek nou doen? Nou moet julle twee so 'n bietjie so sit. So jou lewe was in 'n rigting weg van God, maar daar was nie 'n dag en 'n datum en 'n spesifieke moment wat jy kon onthou nie. Maar in jou lewe met tyd het daar 'n verandering, 'n draai gekom, 'n terugdraai as te ware na die Here toe. Nou weet julle nie, hierdie pad raak nou moeilik, né? So 'n terugkom na die Here toe. En dieselfde het met jou gebeur. Jy het omgedraai, maar dit was nie met een dag en een datum nie. Maar dit het oor 'n tydperk in jou lewe plaasgevind. Goed, wat is daai groot woord wat ek oor gevra het? Bekering. Julle sal dit 'n bietjie onthou. Of jy kan sê, wanneer het jou lewe omgekeer, omgedraai? Julle reg. Nou vanmôre gaan ons praat oor wie draai 'n mens se lewe om? Is dit jy wat besluit dat jy draai om? Nee, dis die Here wat mense se lewens omdraai. En daarom wil ek 'n liedjie sing en nou moet julle my nie drop nie. Daar's 'n liedjie. My God is so groot. Wie ken hom? Julle gaan hom sing, nie ek nie. Is julle reg? Kom, staan op. Wie kom staan hier by my wat gaan voorsit aan en help? Julle ken hom, kom staan hier. Is julle reg? Begin. My God is so groot. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Ek hou van daai Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Dankie julle. Julle kan maar gaan. Dankie hoor. Fantasties. Kinders gee aan ons 'n energie en 'n opgewondenheid in die lewe wat 'n mens nie kan glo nie. Kom ons bid. Here, as ons dink oor ons eie lewens,
dan weet ons dat dit wat ons met die kinders praat ook deel is van ons lewens. Party van ons gaan vandag 'n dag en datum kan gee en sê op daai dag, daai plek, daai tyd het my verhouding met die Here gedraai. Het ek die Here leer ken, tot bekering gekom en die rigting van my lewe verander. Vir ander van ons is dit 'n lang draaipunt gewees, 'n lang proses waar ek weet met tyd het my lewe 'n ander doel, 'n ander rigting gekry. Dalk hier is hier selfs van ons wat sê, maar ek weet nie of ek al tot bekering gekom het nie, ons weet nie. Maar ons gesprek vanmôre, Here, in ons teksgedeelte praat met ons oor 'n lewe voor U en 'n lewe na U. 'n Lewe voor ons U ontmoet het en U deel was van ons lewens, en 'n lewe nadat ons U ontmoet het en U deel van ons lewe is. Dankie Here dat ons U mag ken, dat ons hier mag saam wees omdat ons U kinders is, U wil dien en U wil eer en U wil groot maak. Dankie Here dat U in 'n week soos hierdie ons dra en troos op verskillende maniere, as daar ook met ons as U kinders slegte goed gebeur. En ons gebed is Here regtig dat U ons in hierdie oggend ook sal aanraak, met ons sal praat, dat ons iets sal beleef so Saulus, dat daar skille van ons oë afval as te ware, dat ons iets sal raak sien, iets sal besef wat ons dalk nog altyd misgekyk het. Dankie Here vir die voorreg om saam te wees, om saam te sing, om so net as gemeente U naam te kom grootmaak. Dankie vir ons Bybels en dit wat ons kan lees, dit wat ons daaruit kan kry. Ons gebed is Here dat U dan vanmôre vir ons sal oopmaak, ons harte rustig sal maak, sodat ons U stem sal hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons teksgedeelte dan Handelinge hoofstuk 9 vanaf vers 1 tot en met vers 31. En ek het die tema toe ek nou vroeër die week geformuleer om te sê verbaas oor God se werk. En ek sal dit net as ons lees uit die teksgedeelte ook net weer herhaal. Verbaas oor God se werk. Kom ek lees vir ons vanaf vers 1. Let nou die name op, né? Saulus, waarmee ons begin. Saulus wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle gebied om na Jerusalem, dat hy hulle geboeid na Jerusalem kan bring. En terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het hy 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal. En hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u, Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan en hoewel hy sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom in die hand gelei na in Damaskus binne gebring. En 3 dae lank kon hy nie sien nie en hy het nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te bid en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die hoëpriester om almal wat u naam aanroep in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel.
Ek sal boonop aan hom toon hoeveel jy ter wille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde: Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarvan jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. En nadat hy geëet het hy sy krag herwin. En dan Saulus se prediking en sy vervolging. Hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. En hoor nou hierdie woorde, almal wat hom gehoor het, was verstom en het gevra: Is hy nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep probeer uitroei het nie? En hierheen gekom het om hulle geboeid na die hoëpriester te neem nie? Saulus het egter al hoe meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon verwar deur te bewys dat Jesus die Christus is. Maar nadat 'n hele paar dae verloop het die Jode saamgespan om hom dood te maak. Saulus het egter van hulle komplot te hore gekom en hulle het die stadspoorte dag en nag dopgehou sodat hulle hom kon doodmaak. Maar sy disippels het hom in die nag gaan haal en hom deur 'n opening in die muur in 'n mandjie laat afsak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit. Maar almal wat bang was vir hom omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel is nie. Barnabas het hom egter gaan haal en na die apostels geneem en vir hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus met vrymoedigheid in die naam van Jesus gepreek het. Saam met hulle het hy in Jerusalem gekom en gegaan en met vrymoedigheid in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die heidene gepraat en geredeneer, maar hulle het hom probeer doodmaak. Maar toe die broers dit agterkom, het hulle hom Caesarea geneem en na Tarsus weggestuur. Die kerk dwarsdeur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontzag voor die Here geleef en met die bemoediging van die Heilige Gees het hulle getalle toegeneem. Ek lees vir ons tot daar saam. Wanneer 'n mens die boek Handelinge lees en jy hier lees van Saulus en sy naamsverandering op die ou end wat hy ook Paulus geraak het in sy bekering, dan is dit een van 3 plekke in die Nuwe Testament waar hierdie verhaal vertel word. Hier die meeste in detail van hoe dit gebeur het. 'n Man wat sy lewe daaraan gewy het om Christene te vervolg, gelowiges te vervolg. En 'n mens kan jou verstom oor Saulus en sy passie en hoe hy dit gedoen het. 'n Mens sou kon lees hoe hy by die hoofpriester is, die briewe kry, hoe hy die toestemming is en hoe hy dit sy werk gemaak het. Hy was 'n wetsgeleerde, iemand wat die wet geken het, iemand wat die Pentateug, die Ou Testament se eerste 5 boeke as te ware uit sy kop uit sou ken, iemand wat geleerd was, nie iemand wat sommer net agter 'n bos uitkom nie, maar iemand wat geleerd was en dit sy roeping gemaak het om hierdie mense te vervolg. Dit was sy oortuiging. En as 'n mens dit in ons beeld van vanmôre sê, beteken dit op die ou end, hy was op pad weg van die Here af. Hy was iemand wat die Christene vervolg het. Hy was iemand vir wie as jy gelowig is en jy het geweet Saulus is naby, het jy dalk probeer wegkruip. Jy het iewers probeer uit die pad uit bly, want jy weet as Saulus jou in die hande kon kry, was jy geboei en weggelei, het jy in die tronk beland, vervolg vir jou geloof. En nou gebeur hierdie ding. Die Here wat in sy lewe inkom, wat sy lewe kom verander. En hierdie verandering in sy lewe wat maak dat hierdie u-draai wat plaasvind by hom 'n dag en 'n datum op die Damaskuspad, daar wat hierdie dinge gebeur. 'n Vreemde pad. Iewers lees 'n mens nie iets van 'n Saulus wat 'n worsteling gehad het, van 'n Saulus wat besig is om na die Here te soek nie. Iewers sê 'n nag deur gebid of iets wat gebeur het nie. Maar mens lees dit dat dit die Here is wat kom en met hom praat. 'n Mens lees oor hoe hy reageer en weet dis die Here wat nou praat en hom as die Here aanspreek. En hoe van die ander eintlik bang raak, verward raak, want hier hoor hulle nou 'n stem, maar hulle sien niemand nie en hulle weet nie wat is nou hier aan die gang nie.
Dan skuif die prentjie en hy gaan na die huis toe daar waar hy moet wees, Reguitstraat, hy's daar. En ons lees hoe hy vir 3 dae niks geëet het nie, hoe hy gebid het, iets in Paulus dat hy blind sit. Om blind te wees moet nogal in 'n mens se lewe iets dramaties wees. Ek verstom my natuurlik vir mense wat lank al blind is, dalk blind gebore is en hoe hulle die vermoë het om, wil ek amper sê, te sien en dinge waar te neem wat ons nie kan doen nie, hulle sintuie wat sterker word. Maar hier is hy iemand wat dit nie ken nie, blind is in hierdie proses. En wat doen die Here? Die Here gaan na iemand anders toe, na Ananias toe. Ananias, 'n leier in die kerk, wat nou weet van Paulus, Saulus op daai stadium, wat weet wat hy doen, wat weet wat sy gevaar dit is, en nou kom die Here, en hy praat met hom, en hy sê, gaan jy na hierdie man toe, en jy moet nou die boodskap vat, jy moet nou met hom gaan praat. Mense sou nou regtig kon sê, dat jy by jouself sou dink, Here, wat nou? Wat moet in 'n mens se lewe gebeur, wanneer die Here jou stuur, na iemand toe, wat jy weet eintlik, maar joh, hierdie kan gevaarlik raak. Hierdie kan 'n fout wees. Dat my dink aan 'n oom wat eendag na 'n gesprek wat ons 'n bietjie konflik met iemand het, moet afsluit en ons met die persoon moet gaan praat, en toe bid hy dood eenvoudig en sê, Here, wil U nie insien gee dat die persoon sal insien dat hy verkeerd is as ons met hom gaan praat nie. Jy weet, dis mos nou maklik. Die Here weet mos nou hoe werk dit. Hier dink ek was dit vir Ananias nie so, maar hy gaan doen dit. En hier gebeur dit, dat die vervolger van die evangelie, die een wat die evangelie nie wou laat versprei nie, tot bekering kom. Nou dan moet ou nou eers die perspektief 'n bietjie terugvat, nê. Saulus is besig om gelowiges te vervolg. Hy wil die groei, die verspreiding van die evangelie breek, dit stop, dit beperk. Hy wil mense gevange neem en in die tronk sit. Maar wat gebeur is die teendeel. Mense wat nader aan mekaar beweeg, mense wat die evangelie versprei omdat hulle vlug vir Saulus ook op ander plekke kom en hoe die evangelie eintlik toe al versprei word. En hoe die Here nou kom op hierdie moment en hy kom as te ware en met Saulus kom draai hy hom om en nou is hierdie man die een wat seker die grootste rol in die Nuwe Testament speel oor die verspreiding van die evangelie. Ons lees in verskillende vertalings, verskillende woorde van die reaksie van die gelowiges. Die gelowiges weet van Paulus en weet wat gebeur het. En nou is dit asof hulle verward raak en sê, wat gaan nou hier aan? Dis dan Paulus die? Maar Paulus, wat ons vrees en ons eintlik gevange geneem het vir wie ons moes wegkruip nou, is nou die een wat besig is om die evangelie te verkondig. En by hulle is daar 'n stuk emosie, 'n stuk onsekerheid, 'n stuk verwardheid om te sê, regtig, wat gaan nou hier aan? Jy sien, wanneer die Here aan die werk is, dan is dit wat dikwels gebeur in ons lewens. Daar kom momente wat ons as te ware in verwondering staan en sê, wow. Want dis in die momente in my en jou lewens en in lewens rondom ons wat ons goed waarneem, wat ons sien, wat ons gedink het onmoontlik is. Dis onmoontlik dat dit gebeur. Kom die Here en hy verander dit. Hy maak dit heel. Hy bring iets anders en staan ons verwonderd oor wie God is en wat hy kan doen. Ek het nogal gedink dit sal dalk goed wees as ek en jy 'n slag gaan dink in ons eie lewens. Wanneer laas het ek en jy verwonderd gestaan oor God? Oor wie hy is, wat hy doen en hoe hy met my en jou besig is. Verwonderd. Dat jou mond oophang. Dat jy as te ware vergaap aan wat het nou hier gebeur. Dalk moet ek dit vertel en die van julle wat gister by die begrafnis was, 'n klein dingetjie. Johan se familie was die heeltyd, die kinders, Elmarie, was daar die heeltyd iemand by hom.
As ek of Johan of iemand hom gaan besoek het, dan het jy hom nooit gekry dat hy alleen in sy kamer was nie. Daar was altyd iemand by hom in die teenwoordigheid. Hulle het soort van beurte gemaak. Die dag toe hy oorlede is 10:12. Dis die eerste moment wat al die kinders, die hele familie gelyktydig by mekaar daar is. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie wat het hier gebeur nie. Maar ek wil sê, wow, dis die Here wat hier aan die werk is. In ons lewens en in ons gemeentelewe is dit so dat ons praat. Ons gesels oor 'n erediens en ek het mos 'n patent ontwikkel wat ek afluisterapparate in karre sit en by die middagete sodat ek hoor wat sê die ouens oor die preek na die tyd as hulle huis toe ry. Kom net tongenetjies. Ek het weer julle aandag. Maar ons praat daaroor, ons dink daaroor, ons dink oor wat die Here gesê het. Ons praat partykeer reg of verkeerd oor mekaar se tekortkominge, oor mekaar se leemtes en daai en so. Maar praat ons ook met mekaar om te sê, hoorie, joh, hierdie een in sy lewe het daarom net 'n ding gebeur. Ek hoor Estiaan het eendag vir my gesê oor 'n persoon. 'n Mens kan nie glo die pad wat hierdie persoon geloop het met die Here, waar die was en waar die nou is nie. Dalk in my en jou lewe, wat is die pad wat ek loop? Waar staan die Here vandag met jou op jou pad? Waarmee is hy met jou besig? Is dit dalk figuurlik gesproke dat daar vandag skille op my en jou oë is ook wat moet afval, dat ons iets moet raak sien, iets moet doen? Is dit dalk dat ek en jy besig is om te groei, maar dat ek iewers op 'n stadium half stagneer het? Is dit dalk iewers dat die Here besig is om iets op my hart te lê, vir my iets te besig is om iets vir my te wys, maar ek nog nie die prentjie sien nie, die gordyn nog nie vir my heeltemal oopgaan nie? Want jy sien, ons saam wees en ons by mekaar wees, en dit sal ek seker nog baie sê, is nooit net ter wille van onsself nie. Die Here het nie een van ons tot bekering laat kom, ons sy kinders gemaak ter wille van onsself net nie. Ja, vir sy liefde vir ons ook. Maar hy het ons geseën, hy's goed vir ons. Hy verander ons lewens sodat ander se lewens kan verander. En in Saulus se lewe, later wat hy dan Paulus genoem word, is dit so groot verandering is dat sy naam eintlik verander van Saulus na Paulus. Want hy's anders. Hy's nie meer dieselfde mens as voordat hy tot bekering gekom het nie. Ons sal partykeer praat dat iemand sê, iemand het radikaal tot bekering gekom. En dalk wil ek partykeer sê, is radikaal tot bekering kom iets in lewens wat baie meer impak het, en party mense baie meer aanraak en aangaan, maar ek wil amper sê, vir iemand wat in 'n gewone Christelike huis groot word, wat se lewe met tyd omdraai en aangaan en 'n verandering in 'n langer pad kom, is net soveel kind van die Here en gelowige. Die impak is net so groot, al vat dit langer. Want die Here se pad wat hy met elkeen van ons loop, is nie dieselfde nie. Met Saulus het hy 'n bepaalde pad geloop, 'n bepaalde rigting gevat. Hy het hom gereed gemaak om as apostel van die heidene te kon optree, om 'n spesifieke rol te kan speel. Petrus wat 'n bepaalde rol gespeel het, maar Paulus wat 'n ander rol speel. En dan leer 'n mens en lees 'n mens die Nuwe Testament en 'n mens kan daarmee besig wees en aangaan en lees van hoe die Here werk en wat Saulus doen, Paulus dan nou, hoe hy in verskillende omstandighede, hoe hy swaar kry, hoe hy ter wille van die evangelie alles moontlik doen. Die week het ons 'n vergaderingkie gehad waarin ons met 'n teks besig was. Nou die beste gedeelte wat ek uit die teksgedeelte uitgehaal het, is dit wat gestaan het in Johannes hoofstuk 21 se laaste vers. En ek wil dit vanmôre vir ons weer lees. As ons dink oor wat die Here doen en hoe die Here besig is om te werk, luister hierdie woorde. Vers 25 van hoofstuk 21. Johannes. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het.
As dit een vir een, luister mooi, as dit een vir een geskryf sou word, sou die wêreld selfs, dink ek, die boekrolle wat geskryf sou word, nie kon bevat nie. Wat staan daar? As alles wat die Here doen en besig is om te doen in boeke opgeskryf word, dan sou die aarde nie genoeg plek hê om hierdie boeke te stoor nie. Kom sê dit mooi, meer modern. Jy kry mos nou datastokkies en harde skywe wat sit teradrives. Sê ek reg, jong mense. Is dit die grootste een, 'n teradrive. Maar jy kry data goed wat ongelooflike klomp hoeveelheid inligting kan bevat. En wat hierdie gedeelte eintlik sê is hoe ons inligting stoor in daardie tyd in boekrolle boeke, is die aarde op die ou end nie groot genoeg om dit alles wat die Here doen te kan stoor nie. Want die Here werk met ons almal. Hy werk met my, maar hy werk met elkeen van ons. En as al hierdie werke bymekaar gesit word van wat die Here doen en hoe hy met ons besig is, dan is al die datastokkies in die wêreld nie genoeg nie. God is groter, meer as wat ek en jy ooit kon dink. Dis hy wat my en jou lewe omdraai, verander om hom te kan dien. Ek en jy is die mense wat as te ware ook 'n ander naam het as gelowige. En is die mense wat hierdie evangelie verder moet uitdra, moet vertel. En daai vertel is eintlik so maklik om te sê hoe ek verwonderd staan oor wat God doen. Partykeer is dit die verwondering om iets in die natuur te sien. Partykeer is dit die verwondering om so 'n teks raak te lees en vir iemand daarvan te vertel. Staan weer en laat God weer toe om verwonderd oor hom te raak, oor wie hy is en wat hy doen en wat hy kan doen. Amen. Ek wil vra dat ons gaan staan en ook omdat ons gelowiges is, omdat ons tot bekering gekom het, ook ons geloof bely. En ons gaan dit doen deur die apostoliese geloofsbelijdenis weer eens. Kom ons staan dan doen ons dit saam. U kan dit hardop my na sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid ook, Here. Dankie dat U in ons lewens begin werk het. En party van ons se lewens al baie lank terug en dat ons eintlik al 'n lang pad met U loop. Dat ons meer en meer word soos wat U wil hê ons moet wees. Here, maak in ons harte as te ware seker dat ons sal weet dat ons die pad met U loop, dat U ons eers in ons lewens, of dit op 'n dag of datum was of met tyd het, laat omdraai het. Maak ons harte vol sodat ons monde kan oorloop van dit wat in ons harte is. Dankie vir ons gemeente, Here. Dankie vir soveel genade, soveel sorg. Dankie dat ons kan weet dat U ons vashou en ons dra en vir ons sorg en voorloop. Wil U vir ons elke dag wys wat dit is wat U wil hê ons moet doen. Help ons, Here, om in 'n lewe en 'n wêreld te gaan leef wat soms uitdagend is, wat soms moeilike eise aan ons stel, dat voorop sal staan ons getuienis vir U. Dankie dat ons kan weet daar's niemand anders, daar's niemand so groot, almagtig as U nie. U is God en U alleen. Amen.